Hallo, ek is Marius Greyling vir Suidlanders Media. Nadat Ramaphosa sy staatsrede toespraak gelewer het, het 'n hele paar staatsamptenare en politieke partye hulle terugvoering gelewer. Nou ek het al in 'n paar video's genoem van die nuwe strenger wette en regulasies wat die staat wil implementeer rondom vuurwapens. En Ramaphosa het gesê hy sal dit so vinnig as moontlik probeer instel. Luister na Ian Cameron se antwoord hierop. Then, honourable members, there was one last commentary suggesting tighter controls on lawful firearm ownership. And let's be clear, law-abiding licensed firearm owners are not the drivers of organised crime. Criminal syndicates are armed through illicit trafficking, diversion and corruption, and they are very rarely lawful owners of firearms. Disarming the compliant while illegal firearms flood our communities is neither rational nor just. And lawfully armed citizens are assets to communities. They are responsible individuals who comply with the law while protecting themselves and their families. We will fight any attempt to disarm law-abiding citizens while illegal firearms continue to flood our communities. Dis presies wat ek gesê het. En die bewyse wys dat die staat die oorsaak is dat kriminele wapens aan die hande kry. Gaan dit 'n verskil maak dat ons hieroor praat en dat ons video's maak? Maak dit saak dat hulle die regering wil hof toe sleep? Ek dink nie so nie. Die Bella-wet is deur, asook die NHI, asook expropriation without compensation. Ons praat daaroor dat mense bewus kan raak dat hulle jou eiendom kan vat, dat hulle jou wil en gaan probeer ontwapen. Dat Suid-Afrika het so te sê sy kookpunt bereik en dat enige iets dalk die lont kan aansteek. Dis wat Dr. Corneille Mulder, die Vryheidsfront Plus, se toespraak so lagwekkend eintlik maak. Hy sê die Afrikaners sal help om die land weer reg te ruk. Die Afrikaners sal weer help opbou, maar op voorwaarde dat ons weer mag kies om in ons eie taal onderrig te raak, dat ons mag kies wie ons wil aanstel in ons besighede en dat ons weer gelyke behandeling moet kry as die ander groeperings in ons eie land. Dis lagwekkend omdat ons weet hulle gaan nie BEE, die Bella-wet of expropriation without compensation laat gaan nie. Dis asof ons moet smeek om te vra, kan ons weer 'n plekkie in die son kry in Suid-Afrika? Dan het selfs ou Malema in sy toespraak gesê dat die ANC die grootste syndikaat is. Hulle beloof goed, maar doen niks regtig waar nie. Van werkskepping tot die ekonomie te laat groei en dienslewering wat heeltemal uitmekaar uitval. Nou somtyds pik selfs 'n blinde hoender 'n korrel raak. Oor na internasionale nuus. Dinge tussen Iran en Amerika is besig om vinnig baie warm te raak. Europese lande het hulle mense gewaarsku om so vinnig as moontlik uit Iran en omliggende gebiede uit pad te gee. Amerikaanse militêre basisse rondom Iran word ontruim. Informasie- en inligtingsvliegtuie is ook na die gebied toe ontplooi. Die brandstofherlaaiende lug-tot-lug-vliegtuie word in hordes nader gebring om dalk 'n vlugaanval te ondersteun. Selfs die Withuis het gesê dat daar vanaf hierdie Saterdag dalk mag aanvalle plaasvind. Die skaakstukke word definitief reggeskuif vir militêre aksie. Maar sal die Withuis regtig nou waar verklap wanneer die aanvalle gaan plaasvind? Ons sal maar moet wag en kyk. Intussen het Iran gesê hulle is reg vir die geveg en dat hulle die straat van Hormuz sal toemaak. Die straat is verantwoordelik vir 20% van die wêreld se olievervoere. Daar is klaar sprake dat die olieprys gaan skerp styg. En dan ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor van Groot-Brittanje is glo gearresteer vir die vermoede van wangedrag. Dit kom nou nadat die Epstein-dokumente 'n tydjie terug vrygestel is. Deur foto's weet ons dat ex-prins Andrew baie met Epstein te doen gehad het en ook 'n hele paar kere op die eiland gaan kuier het. Kom ons hoop dat elke pedofiel wat met Epstein te doen gehad het, sy oordelingsdag sommer vinnig sal kry. Onthou om te follow, te like, asook jou kommentaar te lewer waarop ons dalk kan verbeter, jou opinie te lig. En ja, dit is altyd lekker om die kommentare deur te gaan. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese geseënde naweek hê. Van my kant af, mooi loop.